Dominee André Lou was jare gelede predikant op Kirkwood en hy het 'n pragtige verhaal vertel wat die gemeentelede my vertel toe ek daar aankom. Hulle vertel dat sy kinders gereeld rondom die kerk fiets gery het. En hoe sy kinders dan so af en toe, hy het langs die kerk gebly in die pastorie, hoe hulle dan geval het en dan het hy na hulle toe gegaan. Gehoor hoe huil hulle en dan het hy na hulle toe gehardloop. Hy sê en as hulle daar lê op die sement met knieë stikkend, bene stikkend, partykeer onder die fiets, dan het hy nou 'n opsie gehad wat hy met hulle kon doen. Hy sê die eerste sou wees, hy kon vir hulle mooi verduidelik het, hoekom het hulle geval. Hulle het te vinnig gery, om die draai, wiel het gedraai en daarom het hulle geval. Sê, dis die een opsie wat ek kon doen. Sê maar, die merkwaardige is dat dit nooit getroos het nie. Dis nie waaroor dit vir hulle gaan het nie. Hulle wou net gehad het, hy moet hulle op sy skoot tel en hulle styf vashou. Dis eintlik al wat hulle van hom af nodig gehad het. In tye van krisis vra ons baie vrae. En baie keer die hoekom vraag, meestal die hoekom vraag of die waarom vraag. Waarom het God dit laat gebeur? Is hy die een wat alles veroorsaak? Is hy die een wat die coronavirus gestuur het? Ensovoorts, ensovoorts. En op sosiale media sien 'n mens dat hierdie gesprekke die bo-hand voer of die oorhand het op al die ander gesprekke. En probeer mense op 'n manier antwoorde gee. Wat my net baie keer ontstel van hierdie antwoorde, en dis waar ons as gelowiges mooi moet dink as ons op sosiale media is en luister na al die antwoorde wat gegee word, is dat ons altyd moet onthou dat die Bybel nie geskryf is om ons bang te maak nie. Een van die boeke wat die meeste hiervoor misbruik word is Openbaring. Dat ons Openbaring lees as 'n stok waarmee God ons wil straf, waarmee ons wil slaan, dat hy ons wil seermaak omdat ons ongehoorsaam was. Gemeente, dit is nie die boodskap van die Bybel nie. Nie Openbaring nie, maar ook nie die hele Bybel nie. Die Ou Testamentiese gedeeltes het meer van 'n strafboodskap in, maar dis baie keer omdat die volk nie regtig verstaan het wat met hulle gebeur het nie. Hulle het ook maar probeer verstaan en sien hulle God se straf daarin. Maar as ons deur die Nuwe Testament se oë na die Ou Testament kyk, dan sien ons hoe Jesus die Ou Testament korrigeer, hoe hy sê, julle het gehoor of julle het gesien, maar ek sê vir julle. En daarom moet ons as Christene altyd na die Ou Testament kyk vanuit die Nuwe Testament. En as ons so na die Ou Testament kyk, dan besef ons dat God die een is wat eerder die straf van die wêreld op hom sal neem, as om ons te straf, met siekte, met benoudheid, met lyding, met nood. Dat hierdie dinge eintlik maar in die wêreld gekom het deur ons eie keuse, en dat ons nou in 'n wêreld leef wat onvolmaak is. En daarom moet jy asseblief nie die ore uitleen vir sosiale media boodskappe wat sê, God straf ons nou nie. Dit is nie waar nie. Dit is nie wie God is nie. Hy is nie die een wat vir ons altyd presies verduidelik hoe alles gebeur nie. Ons verstaan nie altyd hoekom en hoe alles gebeur nie. Maar op die ou end maak dit ook tog nie saak nie. Wat wel saak maak is dat hierdie 'n God is wat ons op sy skoot tel en vir ons vashou en sê, ek sien jou pyn en ek sien jou seer en ek sal saam met jou hier sit tot jy ophou huil. Dis wat Dominee André probeer verduidelik het. Hierdie God is nie 'n God wat ons straf nie. Hy is ook nie die God wat ons sal seën as ons 'n WhatsApp boodskap aangestuur het nie. Dis nie hoe hy werk nie. Hy is die een wat ons op sy skoot tel en wat vir ons sê, jy is my kind, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, hulle sal jou nie skroei nie. Dit is ons God. En ons moet altyd in die agtergrond van Jesus aan die kruis, moet ons na ons God toe gaan en sien wie hy werklik is. Mag jy in hierdie tyd werklik 'n geestelike verdieping ervaar. Maar dan is dit nodig dat ons altyd, al die boodskappe wat ons kry, alles wat ons ervaar, al die moontlike oplossings wat vir ons gegee word, dat ons dit altyd na die Bybel toe vat. Altyd na die God toe vat wat ons ken en teenoor hom gaan plaas.
mag jy in hierdie tyd werklik die Here se nabyheid by elkeen ervaar. Tot ziens.